Hallo almal en baie dankie dat julle inskakel hier by ons video-opname en my gebed is altyd dat ons en julle ook daar in die sitkamer of waar kan jy die video kyk iets van God sal beleef en dat hy ook deur hierdie boodskap in jou lewe sal werk. So ons is hierdie kwartaal lekker besig gewees met roeping. Ons het 'n paar vrae gevra rondom ons roeping. Selfs gehoor het dat roeping baie keer gepaard gaan met onsekerheid. Dat as God ons roep, weet ons nie altyd wat die volgende stap is, maar ons weet ons moet gaan. So mag jy ook, ek hoop dat jy ook in hierdie kwartaal iets beleef het van jou roeping, dat jy weer herinner is aan jou roeping, ook in hierdie wêreld. Laasweek het ons stilgestaan vir oomblik by die tema van barmhartigheid en die vraag gevra, maar wie verdien dit? En op die einde gesê, maar ons is nie barmhartig omdat 'n ander persoon verdien nie, maar ons is barmhartig omdat God barmhartig is. Die teks het ons herinner dat wees barmhartig soos God barmhartig is. Nou vandag is die laaste Sondag van die kwartaal en my ervaring in my gesprekke met mense. En ek was die laaste 2 weke by 2 families wat iemand verloor het aan die dood. En ek by ander van mense gekom wat ek ervaar dat mense is in die tyd van die jaar voel oorwerk en moeg en vra oor hulle geloof. En ek het gedink die beste plek om iets daaroor te gaan beleef of iets daaroor te kry is in die psalms. Want as weet die psalmdigter het ook geworstel met baie vrae. Die psalmdigter was baie eerlik oor sy worstelinge. En daarom gaan ek vandag van sy Psalm 13 lees. Nou die psalms, soos julle weet, is liedere, dis gedigte. En eintlik moet ons dit oor en oor lees om iets te beleef van wat die digter vir ons daaroor wil sê. So ek wil jou uitnooi om by die huis hierdie gedig dalk weer en weer te gaan lees, dat dit regtig met jou sal praat. So Psalm 13 gaan ek vir ons lees vandag. Dis vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Ek begin in vers 2 met 'n frase wat hy 'n paar keer herhaal. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand hy het my oorwin en juig my verdrukker oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van Here omdat hy aan my goed gedoen het. Nou julle, ek het dit nou al gesê, maar die psalmdigter is 'n baie eerlike skrywe en 'n worsteling met die Here. Die klem is regtig op eerlik, dat Dawid het die vermoë gehad om 100% eerlik te wees met die Here, te sê waarmee hy worstel. Hy was nooit bang om direk vir die Here te sê hoe hy voel nie. En ek dink in die middel van die jaar ervaar 'n klomp van ons ook verskillende emosies, en ons wonder ook soms, is dit oukei dat ons al hierdie verskillende emosies het, en ek dink toe sommer ook aan Jesus se lewe, en die verskillende emosies wat hy moes ervaar deur sy bediening, hoe hy byvoorbeeld 'n week voor sy kruisiging in Jerusalem ingekom het, en mense hom toegejuig het, en wat sy emosies daarmee saamgaan, en dan binne 'n week, hoor ons hoe die skare dan sy kruisig kom, en wat sy emosies daarmee moet saamgaan, dat mense sê, hulle wil jou doodmaak. En dan ook natuurlik in hierdie psalmdigter, soos sy gedigte en liedere. Een oomblik lees jy 'n lofpsalm en die volgende oomblik 'n klaaglied. En daar moet ons mekaar net sê in die begin, dat dit is oukei om hierdie verskillende emosies te beleef. Al voel dit vir ons of ons wipplank ry en die oomblik gelukkig is, en die volgende oomblik het ons hierdie hartseer emosies, dis oukei. Die Griekse taal gebruik die woord parisia. Dit verwys eintlik 'n vryheid van spraak. En in ons verhouding met God moet ons daai vrymoedigheid hê om met vryheid van spraak na hom toe te kan gaan. Te kan sê, Here, ek worstel met dit. En die rede hoekom ons dit kan doen, is omdat die God wat ons aanbid, dieselfde bly. Ek en jy verander, ons emosies verander, maar ons sê ook vandag vir mekaar dat God dieselfde bly. En daarom kan ons met ons verskillende emosies na God toe gaan. Ek gaan vinnig deur die psalm gaan, versies weer lees en iets daaroor sê. So in die eerste 3 verse hoor ons hoe Dawid die vraag vra, hoe lank nog? Ek dink 4 keer sê hy, hoe lank? Dit klink soos by kinders, wanneer ons op 'n ver reis gaan, wat vra, hoe ver nog? Of hulle iets doen wat hulle nie vir lekker is, hoe lank gaan ons nog hier wees? Ek hoor nooit hoe hulle
as hulle iets lekkers doen so swem, sal sê, hoe lank gaan ek nog swem? Of hoe lank gaan ons nog by op die trampolien spring of so iets? Nee, wanneer hulle dit vra, gaan altyd gepaard met 'n situasie wat hulle nie in wil wees nie, wat nie vir hulle so lekker is nie. En dieselfde geld by Dawid. Hy bevind hom duidelik in 'n situasie wat nie vir hom lekker is nie. Iets wat erg is, iets wat hy wens wil verbygaan, maar dit voel asof dit net nooit verbygaan. Iets wat hy voel die oorhand oor sy lewe het. Nou, ek ken nou nie almal van julle se stories nie, maar ek weet daar's 'n klomp mense wat hierdie tyd van die jaar sit met hierdie vrae en worstel, Here, hoe lank nog? Hierdie was 'n lang kwartaal, Here, hoe lank nog moet hierdie dinge gebeur? Here, hoe lank het ek tot onsekerheid saamleef? Moet hierdie hartseer saamleef? Dis mense wat sonder werk sit, wat ek weet vra, Here, hoe lank gaan ek nog sonder werk sit? Here, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here? Dawid voel vir die situasie waarin hy homself bevind net nie wil eindig nie. So erg dat hy selfs begin dink dat die Here het van hom vergeet. In my voorbereiding hierdie week het ek probeer dink oor tekste ook waar die Here vir ons herinner dat hy nie van ons vergeet. En my eerste gedagtes het gespring na die naam wat God vir Jesus gee as hy sê jou naam is Immanuel. Ek wil hê mense moet weet jy is God by ons, God met ons, 'n God wat nie vergeet nie, 'n God wat heeltyd by julle is. En ek ontdek toe ook weer Psalm Jesaja 49. Ek wil dit vir julle lees. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. En reg in die Bybel wil God ons ook herinner dat al voel ons so, al vra ons Here, het jy ons vergeet, wil hy ons kom herinner dat dit nie vir hom moontlik is nie. Hy kan ons nie vergeet nie. Soos 'n ma nie haar kinders kan vergeet nie, nog meer sê hy kan ek nie vir julle vergeet nie. Vers 3 gaan Dawid verder en dan vra hy en sê, Here, dit voel of ek my eie plan moet maak. Die Message vertaling sê, I've carried this ton of trouble, lived with a stomach full of pain. Direk vertaal staan na sy siel. Hy vra eintlik, Here, hoe lank moet ek nog met hierdie ding in my siel rondleef? Ander mense sê hy verwys spesifiek na die emosies wat hy ervaar. Hy sê hy bevind homself op 'n baie donker plek waar hy voel sy emosies wat hy dink hierdie oorhand gekry oor sy lewe. En ons weet wanneer ons emosies die oorhand kry, dan dink ons heeltyd die slegste moontlike scenario gaan afspeel en dit maak ons net meer en meer bekommerd en op 'n einde dan voel dit vir ons of ons geen uitkoms het nie. En Dawid is daar, hy voel daar's nie uitkoms. Here, hoe lank? Hoe lank nog, Here? Dan kom ons in vers 4 wat Dawid 'n versoek rig aan die Here. Nou baie keer voel dit vir jou, jy het die vrymoedigheid om 'n versoek te rig. Hier kom Dawid hy rig 'n versoek aan sy Here, luister tog en antwoord my. Letterlik staan daar in die Hebreëus, kyk tog na my Here, sien my tog raak Here, en beantwoord my gebed. Ou Testamentiese mense het geglo dat as God ons net sal raak sien, as God ons raak sien, dan as hy na ons kyk, dan sal hy ons gebed beantwoord. As die Here my nie sien nie, dan is ek heeltemal verlore. Mense sê, take a good look at me God. Take a good look at me God, my God. Dawid is heeltemal desperaat, hy soek antwoorde. Hy vra dat die Here hom weer sal raak sien. Was jy al so desperaat, dat jy gesê het, Here, draai tog net weer die gesig na my, sien my net raak. Dan in vers 4 gaan hy verder, dan sê hy, Here, gee my nuwe lewenskrag om uit hierdie situasie te kom. Hoor hulle die desperate, dat hy sê, Here, sien my raak, Here, gee my nuwe lewenskrag. Letterlik staan daar in die Hebreëus, en hierdie is 'n vers wat vir my baie beteken het in die week, wat sê, verlig my oë, sodat ek nie in 'n doodslaap verval nie. Wat Dawid hier vra is baie belangrik om ons verstaan van hierdie Psalm. Hy bid dat die Here sy oë sal oopmaak, dat die Here sy oë sal verlig, dat hy meer en dieper sal sien, as net sy omstandighede en swaar kry rondom hom. Here, verlig my oë, dat ek net die omstandighede rondom my sal raak sien, maar dat ek verder dit sal sien, dat ek vir U sal raak sien, dat ek U hand sal sien in my lewe, en hoe U steeds deel is van my lewe, al is ek in 'n moeilike situasie. En dis wat gebeur in moeilike situasies, ons sien net die onmiddellike raak. En Dawid sê, Here, verlig my oë, dat ek meer sal kyk soos wat U kyk. In vers 5 hoor ons waarom hy so desperaat is. Hy sê, hy is bang sy vyande sal na hom kyk en sal dink dat hulle hom oorwin het. Nou, dit lê ook dieper as net dit. Dawid sê, op 'n manier ook, dat hy wil nie sy vyande moet na hom kyk en dink dat hulle nou ook sy God verslaan nie. Want hy voel, hy dra iets van God se beeld uit, en as hy verslaan lyk,
dan gaan sy vyande ook dink dat hulle sy God verslaan. Sy God is ook verlore. Hy sê, die beeld wat hy uitstraal, is hom so belangrik. Hy wil die ander mense met hom kyk en iets van God beleef. En ek wonder toe die week sommer net weer oor, was die beeld wat ek en jy uitstraal oor God na ander mense, was dit al vir jou so belangrik gewees? Wat jy gebid het, en sê, Here, help my, met die beeld wat ek uitstraal na ander mense. Dat ander mense na my sal kyk en sal beleef wie U is. Maar wat sê, Here, help my. Help my met die beeld wat ek uitstraal, dat ander mense vir U sal raak sien in my. En dan eindig die Psalm in vers 6, en asof daar 'n bietjie van 'n ommekeer, en ek 'n totale ommekeer is. Dit klink amper soos die einde van 'n lofpsalm. Waar Dawid sê, Here, ek wil U loof. Here, ek wil sing van die troue liefde. Ek dink in die einde beleef ons iets van 'n Dawid wat God se geloof so diep gegrond was in God, dat hy selfs binne in die donker tye iets kan ontdek van wie God is. Dat hy in die donker tyd, waar hy vrou lank nog kan sê, wat ek weet is dat God se liefde trou is en vir ewig bly. En wanneer hy dit doen, dan beteken dit sy situasie verander. Sy situasie is heeltemal nog presies dieselfde, is nog net so sleg. Hy vra nog steeds hoe lank, maar hy sê, Here, selfs in hierdie tyd ervaar ek dat U trou is, dat U by my is. En ek dink hy kan dit net doen, of kon dit net doen, omdat hy vir die Here gevra het, Here, verlig my oë, dat ek U sal raak sien wie U is. Soos byvoorbeeld dink aan 'n psalm soos, 'n teks soos Filippense 4 vers 4, wat sê, verbly julle in die Here. Dan sê dit ons bly wees oor die situasie waarbinne ons bevind nie. Nee, dit sê, of ons word herinner aan wie God is, dat hy standvastig is, dat hy trou is, dat hy by ons is selfs in krisisse, en daarom kan ons verbly en bly wees in die Here, in die troue Here wat ons dien. Ek vind dit is moeilik. Wil dit klink asof dit maklik is? Dit is vir Dawid moeilik. Ons hoor hoe hy sê. Hy sê, hoe lank? En Dawid sê nie, ek sing nie, hy sê, ek wil sing. Ek wil sing. Al is dit vir my moeilik. Daar moet ons hierdie week vir mekaar sê, ons wil sing van God se troue liefde, al is dit vir ons moeilik. En een van die maniere hoe ons dit reg kry, is om ook weer terug te gaan in ons geheue, op 'n manier en te dink, maar waar was die Here trou in my lewe? Te sê, wat het die Here al vir my gedoen? Waar was hy goed vir my? En te sê dat daai God wat toe vir my goed was, is dieselfde God wat ek nou by my het in hierdie krisis. En daarom sing ons daai liedjie Good as of God wat sê, all my life you have been faithful. En daarom sing ek dit van U is by my. Vriende, mag jy vandag iets beleef van die Here deur hierdie psalm. Dalk identifiseer jy vanoggend met hierdie psalm en met Dawid. Gaan lees dit gerus weer 'n paar keer in die week. Mag jy vir God beleef as Immanuel wat by jou is, wat naby jou is. Mag jy in hierdie tyd bewus wees van 'n God wat steeds deur ons werk, en dat ons sy beelddraers is, dat ander mense iets van God beleef deur ons beeld. Mag God my en jou oë oopmaak, mag ons oë verlig, dat ons nie sal kyk, en verder sal kyk as die omstandighede rondom ons. En mag ons ook sê, ek wil daaroor sing, oor God se troue liefde. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die psalms, dat dit in tye wat ons worstel en in moeilike tye is, dat ons daar kan teruggaan en dat ons soveel keer kan identifiseer met wat Dawid sê. Here, help ons om ook so eerlik te wees. Here, en ek weet, hier's 'n klomp mense wat ook vanoggend sê, hoe lank nog, hoe lank nog. Ek sê, Here, asseblief, antwoord dit my gebed. Here, asseblief sien my net raak. En ek kom bid dat U ons almal se oë sal verlig, dat ons U sal raak sien en U sal vaskyk en dit rondom ons, maar dat ons verder sal sien en sal beleef, maar U is trou en U was getrou en daarom sal sê, ek wil sing met die Here wat gister getrou was, sal vandag ook getrou wees. Mag ons in hierdie tyd daarin vashou. Amen.